agter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. 'n steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God. Hallo my liewe mens, Ben en Francis, Loupseer groet jy hier uit Springs uit. Baie dankie dat jy saam met die Braambos is, dankie dat jy jou skoene uitgeskop het, dankie dat ek en jy bietjie kan hoor wat sê die Gees van God vir my en vir jou. So ek wil hê jy moet hierdie woord jou eie maak en jy moet regtig eerlik wees met jouself. As God se Heilige Gees vandag hier kon wees, fisies, jy hom kon sien het soos wat jy my sien, kon ek en jy die Gees van God vandag gesien het, en hy vra vir jou, waarin glo jy regtig? Waarin glo jy regtig? En as jy dit vir mense in die straat vra, waarin glo jy, dan sê hulle Jesus. Jesus, party tot 'n plakkertjie op, I believe in Jesus. Maar om te sê ek glo in Jesus, daar's 'n formule om te sê ek glo in Jesus. En daarom vra God vandag vir ons, regtig? Is jy seker? Ek lag oor my kort hare, ek is daar by 'n haarkapper en hy sê number 2 en number 3, en ek nog 2 is 3 en 3 is 4, en ek sê vir hom number 2, en hy sê, are you sure? En ek sê, definitely. Hy sê, are you very sure? En dit irriteer my, en ek sê, ja, ek is. Sny net my hare. En toe hy hier kom, toe weet ek, dit moes 3 gewees het, en nie 2 nie. Ons antwoord so vinnig, maar ek wil vir jou iets voorhou vandag, wat ek en jy uit ons kop uit ken. En wat maklik is om te verstaan, ek sal moet my bril opsit vandag, maar ek wil nie graag nie, want hy weer kaats op die ligte. Ok, ek sal hom so opsit, dan kan ek hier lees. Die apostoliese geloofsbelijdenis, dit beteken die Groot Kerk gebruik het, die Dopperkerk gebruik dit, die NG, die AGS, die PPK, almal gebruik die apostoliese geloofsbelijdenis, en elke mens wat 'n Christen was, wat op 'n stadium in die sonnaskool was, ken die apostoliese geloofsbelijdenis. As jy sê, ek glo in Jesus, wat beteken dit? En ek weet as ek begin lees, vir die wat nog twyfel, gaan dan, ek ken hom uit my kop uit. Ek gaan hom lees vandag, ek ken hom uit my kop uit, maar ek wil niks oorslaan nie. Ek glo, nou jy praat nou met God, ek praat met God, ek praat nie met jou nie, en jy praat nie met my nie. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus. Ek is 'n Christen. Ek het 'n Bybel. Beteken, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Dit is die belangrikste. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, die Here. Jy kan nie net jou hand opsteek en sê, ek glo. Jy moet weet, wat glo jy? Glo jy regtig in God die Vader? Glo jy regtig in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees? Hy's nie 'n mens nie. Hy het nooit 'n mens hy het 'n mens geword in vlees, maar in gees was hy God. Hy's verwek deur die Heilige Gees, nie deur 'n mens nie. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit 'n maagd
Maria. Glo in Jesus. Dis wat jy glo hierdie stellings. Wat gelei het onder Pontius Pilatus? Ja, daar was 'n Romeinse leier en sy naam was Pontius Pilatus en Jesus het onder hom gelei, het onder hom slaag gekry met 'n rotting of 'n sambok op sy rug, laat sy rug se vleis af was onder Pontius Pilatus. Pontius Pilatus het hom gestuur om gekruis te word, hy het gesterf en begrawe is. Glo jy dit? Regtig, onvoorwaardelik. En ter helle neergedaal het. Hy was 3 dae in die hel. Ek glo dit. Die Bybel sê dit. Ek het besluit om dit te glo. Ek glo dit onvoorwaardelik. Ek gee nie om wat die wêreld sê nie, ek gee nie om wat die ateïste sê nie, ek gee nie om wat die moslems sê nie. Ek glo in Jesus Christus, gebore, ontvang deur die Heilige Gees, gebore uit 'n maagd, gelei het onder Pontius Pilatus, 3 dae in die hel. Op die 3de dag het hy weer opgestaan uit die dode. Ek glo dit. Dis waar ek dit preek, dis waar ek dit sê, dis waar ek sê ek glo in Jesus. Ek glo hy het op die 3de dag opgestaan uit die dode, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Ek glo dit. Daarom sê ek dit. Daarom leef ek dit. Daarom die woord sê so mooi, hy sê dis my opstaan en my gaan lê. As ek wakker word voor ek my oopmaak, dan sê ek glo in God, ek glo in Jesus, ek glo in die Gees. Maar dis nie waar ek glo in Jesus stop nie. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Daar kom 'n dag wat Jesus op die wolke gaan verskyn. En wat die trompette gaan blaas, gaan lees Openbaring, die trompette gaan blaas, en hy gaan op die wolke verskyn, en hy gaan kom, en sy tong gaan soos vuur, en sy, soos 'n tweesnydende swaard, en sy oë soos vuur wees, om te oordeel die wat lewe en wat reeds gesterf het. Want hy het net gesê, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die bymekaar kom plek van gelowiges is die kerkgebou. Ons moet die kerk wees, daar is die kerkgebou. Jy getuig, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Maar dan moet ons heilig word. Dan moet ons bekeer, doop, gehoorsaam, gevul word deur die Heilige Gees, Heilige Gees salwing nastreef, heiligmaking. Ek glo in die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. My liewe mens, dis maklik om te sê, ek glo. Wat glo jy regtig? As jy hierdie geloofsbelijdenis nie glo nie, dan glo jy nie regtig in God drie-enig nie. As jy hierdie geloofsbelijdenis nie glo nie, gaan jy nie kerk toe nie. Is jy nie gevul met die Heilige Gees nie. As jy hierdie geloofsbelijdenis in twyfel trek, en as jy dit nie in twyfel trek nie, hoekom leef jy dit nie? Hoekom staan ek en jy nie vandag op en sê, ek glo dit, en wat ek glo gaan ek leef nie? Hoe kan jy iets glo onvoorwaardelik, wat hier staan, van daar 'n God is, en 'n Seun, en 'n Heilige Gees, en Jesus die woord wat onder ons kom woon het. Ek glo dit, maar ek twyfel of hy aan die regterkant van God sit. Ek twyfel of hy my hoor as ek bid. Ek twyfel of hy sien as ek swaar kry.
Ek twyfel aan die kerk, ek twyfel aan die predikant, ek twyfel aan die liedjies wat ons sing, ek twyfel aan my medemens, ek twyfel aan myself. Ek twyfel of hy regtig op die wolke sal kom om my te oordeel, want ek is so 'n goeie mens. My liewe mens, het dit nie tyd geword dat ek en jy besluit, glo ek regtig die woord nie. Glo ek regtig in Jesus Christus. Glo ek regtig as ek nou my oë toemaak en ek sê, en in 6 dae het hy die aarde gemaak en alles wat daarin is, om die eerste dag lig en donker, en op so daai dag dit en op daai dag dat. Glo ek dit regtig? Glo ek regtig wat die Ou Testament sê? Glo ek regtig dat toe Jesus gekom het, het hy die gebooie vervul en hy het genade gebring? Glo jy dit regtig? Glo jy regtig as die woord van God sê, bekeer jou, moet jy dit doen? Glo jy regtig as die woord van God sê, jy mag nie steel nie, mag nie egbreek nie, jy mag nie jy mag nie lieg nie, jy mag nie borg teken nie, jy mag nie LGBTQ of gay wees nie? Glo jy dit regtig? Ek vra nie of jy dit doen en of jy weet jy dis verkeerd. Ek is nie om jou te oordeel nie. Ek is hier om vir jou te sê, glo jy regtig die woord? Of verdraai jy omdat hy jou pas? Glo jy regtig as die woord van God sê doop, jy moet gedoop word, jy moet onderdompel wees, saam met Jesus Christus in die doop, deur die dood, en opstaan 'n nuwe skepping. Hoekom sê ons glo in Christendom, maar ons leef nie so nie? Ons glo dit, ons sit in die huis van die Here week in en week uit. Ons trek mooi aan, ons doen die moeite om daar te wees, ons het 'n plakkertjie agter op my kar, we all going to heaven, maar ek doen nie wat die woord sê nie. Wat beteken dit? Dit beteken eerstens, jy het 'n leungees. Jy lieg. Jy glo nie regtig nie. Jy sis jou gewete om na die huis van die Here te gaan. Nou sê jy, okay, dan gaan ek nie meer nie, dan hoef ek nie my gewete te sis nie. Ek is liewer ongehoorsaam aan die woord van God, as om skynheilig te wees. Nee, jy moet nie skynheilig wees nie. Jy moet gehoorsaam wees. Wanneer gaan ek en jy regtig glo in die heilige, Christelike geloofsbelijdenis? Die apostoliese geloofsbelijdenis. Wanneer gaan ek en jy die woord begin lewe? Wanneer gaan ek en jy ophou in die kerkbanke sit en almal om my met klippe gooi? Terwyl die woord van God sê, jy kruisig my daagliks. Ek sal nooit Jesus gekruisig. Nou, as ek daar was, het ek nie net hulle ore afgekap nie, maar ook hulle oë uitgesteek en hulle nek afgekap. En die woord sê, hierdie woord, die geskrewe woord van 'n lewende God, die Bybel sê, waarom kruisig jy my daagliks? Dink jy nie dit het tyd geword dat ek en jy stop waarmee ons besig is en ernstig raak oor die apostoliese geloofsbelijdenis wat my definisie moet wees van 'n gelowige? My maatstaf moet wees van of ek regtig 'n kind van God is of nie. Wat moet vir die wêreld vertel, wat is ek binne en buite? Nie wat my mond sê nie, wat die vrugte wat die boom dra. Wat se vrugte dra jy? Dra jy die vrug van die geloofsbelijdenis? Dra jy die vrug van Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees, die liefde en die wysheid en die
langmoedigheid en die selfbeheersing? Of nie? Of gaan jy kerk toe uit gewoonte? Al sê jy glo in Jesus, omdat jy by jou ouma in matriek, of toe jy gedoop is as 'n dogtertjie, 'n klein Bybel gekry het. En daar's bewys in die woord van God, dat jy gedoop moet word. Daar's bewys in die woord van God, dat goed van die Ou Testament het Jesus kom verander. Maar ek sal dit nie aanvaar nie, en ek sal dit nie leef nie. Met ander woorde, iemand het nou die dag gesê, hy het sommer die Ou Testament uit sy Bybel uitgeskeer. Toe sê 'n ander ou, ja, en ek het die nuwe een uitgeskeer. Jy kan nie een bladsy uitskeer. Jy kan nie een vers, jy kan nie een woord verander nie. Ek sluit af. My liewe mens, moenie 'n klip Christen wees nie. Moenie 'n gewoontevormende Christen wees nie. Moenie 'n Jezebel Christen wees nie. Moenie 'n godsdiensgees hê nie. As die godsdiens reg is, kan ek leef soos ek wil. Nee, kom ons wees wedergebore kinders van God. Kom ons vat hierdie geloofsbelijdenis en ons begin dit leef. Kom ons vat hierdie geloofsbelijdenis en ons begin dit uitleef. Here, U ken my hart. Maklik om hier voor duisende mense by die Braambos te sê, ek glo in Jesus. Ek glo in God. Ek glo in die Bybel. Maar ek leef nie God drie-enig nie. Ek doen nie wat die woord sê nie, omdat iewers iemand iets verkeerd gedoen het 1000 jaar terug. Nee, ek skop teen die prikkels, Here. Mense skop teen die prikkels. Ek sal nie verander nie. Daar's 'n baie lelike uitdrukking wat mense gebruik. Come hell or high water, ek sal bly wie ek is. As jy sê ek sal nie, sê jy eintlik, al kom die helse vuur, of al kom die oorvloed van water, en God vernietig my, ek sal nie verander nie. Ek sal nie vryspreek nie, ek sal nie vergewe nie. Here, watter woordeskat kan ek gebruik, wat mense hoor, ek het nie so woordeskat nie. Ek pleit die Heilige Gees van God, om hierdie woord van vandag te verander, dat elke mens wat dit hoor, dit sal verstaan, dit sal leef, en dit sal aanstuur, en dat ons huis van samekoms sal vol word, van wedergebore kinders van God, en klip Christene weer tot bekering sal kom in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196. Ek wil baie graag hê jy moet vir my WhatsApp stuur. Sommige net jou naam en ek bly in Vanderbijlpark en ek is 'n klip Christen of ek is 'n Christen, maar ek is koud of ek is 'n wedergebore kind van God, maar jy moet hierdie belydenis wat ek hieronder aan gaan sit, moet ek kan leef. Ek nooi jou. Baie dankie vir al die terugvoering, baie dankie vir al die opbouende kritiek, baie dankie vir al die afbrekende kritiek. Baie dankie ook vir al die ondersteuning, al die gebede, al die finansiële ondersteuning, dit maak vir my moontlik dat hierdie liggies kan brand. Baie dankie, baie liefde, Benham Francis Loubser, Jesus is Lig Gemeente Eastvale, Pastoor Roan Maree. Amen.